Goeiemôre vriende, dit is vandag dag 47 van ons gebedskursus en ons is besig om te kyk na die borsharnas van geregtigheid en dan meer spesifiek na die steen wat in die borsharnas van die priester was, wat die stam van Levi verteenwoordig het. Levi, die derde oudste seun van Jakob en Lea, en dan ook die stam wat eventueel verantwoordelik was vir die dienswerk in die tabernakel en later ook die tempel. Ons het gekyk na die verskriklike vloek wat Jakob uitgespreek het oor hierdie seun van hom in Genesis 49 vers 5 tot 6 waar hy gesê het: Simon en Levi is een en dieselfde, mense van geweld en wapens. Ek wil ver van hulle afbly. Ek wil nooit deel hê aan hulle bose planne nie. Hulle wat in woede mense vermoor het en diere vir die plesier vermink het. Wat 'n verskriklike ding vir 'n pa om te sê van sy seuns. En daarna het ons gaan kyk na die steen self en ons het gesien dat in die Grieks gebruik hulle die woord sardios in die Septuagint en in die Hebreëus die woord oudum. Nou hierdie twee woorde verwys eintlik na niks anders as 'n rooi steen nie. Maar almal wat die Bybelkommentators is almal eens dat dit verwys na die granietsteen wat in die borsharnas van die priester was vir hierdie stam wat Levi verteenwoordig het. Nou ons het gister gekyk na die granaatsteen en ons het gekyk bietjie na die feit dat in die priester se klere aan die onderkant aan die soem van sy blou oorhangsel was daar 'n granaatjie wat hulle gemaak het uit verskillende weefsels uit, en dan het hy die granaatjie en dan die goue klokkie en dan 'n granaatjie en 'n goue klokkie en 'n granaatjie en 'n goue klokkie. So hierdie granaat was baie belangrik vir die priesterlike amp en vir die volk. Hulle het daarna gekyk, hy het 'n baie groot simboliek gehad. En daarom wil ons bietjie stil staan by die granaat en kyk hoekom was hierdie granaat so belangrik. En die eerste ding wat julle moet weet, en ek dink meeste van julle weet dit, is dat ons gaan kyk na die Torah, wat die eerste 5 boeke van die Bybel is. Dan sal julle sien dat daar 613 wette in die Ou Testament opgeteken is in hierdie Torah. Wat interessant is dat die granaat ook presies 613 saadjies in het. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. So hierdie granaat verwys dan, hierdie saadjies binne in die granaat verwys dan na die 613 wette in die Ou Testament, wat dan nou in die eerste 5 boeke van die Bybel is. En as jy gaan lees, dan sê die rabbies, hulle sê, eating a pomegranate is said to remind us of the sweetness of the Torah. Eating a pomegranate is said to remind us of the sweetness of the Torah. So dit is wat vir hulle belangrik was. Nou wat vir my interessant was, dat as jy ons gaan kyk in Openbaring 10 vers 8 tot 10, en ek lees julle in die Nuwe Lewende Vertaling, dan staan daar: En die stem wat ek van die hemelse kant af gehoor het toe weer met my gepraat deur vir my te sê: gaan haal die opgerolde boekrolletjie. En daai opgerolde boekrolletjie verwys na die wette, verwys na die Torah, wat in die hand is van die engel wat op die see en land staan. Vers 9 sê: en ek het toe na die engel toe gegaan en hom gevra om die boekrolletjie vir my te gee, en sy reaksie was: neem dit en eet dit op. Dit sal bitter wees in jou maag, alhoewel dit so soet soos heuning sal smaak in jou mond. Weer 'n verwysing na die soet smaak van soos heuning wat die wet in jou mond het. Vers 10 sê: en ek het toe die boekrolletjie uit die hand van die engel geneem en dit opgeëet. En in my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, was dit bitter in my maag. Weer 'n verwysing na die wette van die Ou Testament. Soet in my mond, maar as ek dit nie doen nie, word dit bitter in my maag. Dit werk terug. Nou ja, dit sommer net vir die interessantheid. Die tweede ding wat ek vandag wil aanraak, is dat ons moet besef dat die granaat is simbolies van die beloofde land. En ons gaan in meer detail daarna kyk vandag en dan nou môre ook. En as jy gaan kyk na die vrugte wat die verspieders teruggebring het, toe hulle Kanaan binne gegaan het, dan sien ons hulle 3 tipe vrugte teruggebring.
En julle kan gaan lees in Numeri 13:23. Ek lees vir julle die Classic Amplified uit. Daar staan, "And they came to the valley of Eshcol and cut down from there a branch with one cluster of grapes, and they carried it on a pole between two of them." So die grootste van die vrugte wat hulle teruggebring het, was hierdie tros druiwe wat so swaar was, dat hulle dit met 'n paal tussen twee van hulle moes dra. "And they brought also some," en dan lys hulle die tweede ding, "pomegranates and figs." Waarom was hierdie 3 vrugte so belangrik, dat hulle dit moes terugbring van die beloofde land? Kom ons kyk wat die simboliek was van dit. Ek het hier gevra, waarom was dit dan nou so belangrik, dat juist hierdie 3 vrugte moes teruggebring word? Waarom sou daar hoop in hierdie 3 vrugte wees vir die Israeliete toe die verspieders teruggekom het? Nou vandag gaan ons kyk na die eerste een, en die grootste een was die tros druiwe. Ek dink ons almal onthou uit ons sonnaarskool daar uit hierdie prentjie met die 2 manne met die stok tussen hulle en hierdie groot tros druiwe wat amper op die grond hang, né? En weet julle, hierdie tros druiwe verwys na die komende Messias wat voor hulle uitgetrek het en hulle in die beloofde land ingelei het. Want onthou Johannes 15 vers 5 tot 8 sê, "Ek is die druiwestok en julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie." Dit is so belangrik om te onthou, sonder Jesus kan ons absoluut niks doen nie. Vers 6 sê, "Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog." Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand. En dan sê vers 7, "As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry." Vers 8 sê, "Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrug oplewer en my disippels is." So Jesus kom en hy sê, "Ek is die druiwestok en julle is die lote." So hierdie verskriklike groot tros druiwe verwys na die komende Messias, wat alreeds voor hulle uitgetrek het en hulle in die beloofde land ingelei het. Nou hoe is dit moontlik? Waar was Jesus dan? Was hy dan die een wat hulle ingelei het in die beloofde land? Ja, hy was. Want as jy gaan lees in Exodus 14 vers 19 tot 20 en jy lees die Classic Amplified, dan staan daar, "And the angel of God," en ons weet die angel of God in die Ou Testament verwys na Jesus. En hy sê, "And the angel of God who went before the host of Israel moved and went behind them, and the pillar of the cloud went from before them and stood behind them. And coming between the host of Egypt and the host of Israel, it was a cloud of darkness to the Egyptians, but it gave light by night to the Israelites. And the one host did not come near the other all night." Daardie wonderlike ervaring toe hulle by die Rooi See kom, toe het hierdie wolk wat voor hulle uitgetrek het, tussen die Israeliete en die Egiptenare ingetrek. En vir die Egiptenare was dit donker, maar vir die Israeliete was dit lig. Maar die Bybel sê vir my in vers 19, "And the angel of the Lord who went before the host of Israel moved and went behind them." Met ander woorde, daardie wolkkolom wat ons van geleer het en by dag en daardie vuurkolom by nag, was eintlik the angel of God, wat Jesus was. So Jesus het voor hulle uitgetrek die beloofde land in. En hy was die een wat hulle ingelei het in daardie land. Daarom was die druiwetros die belangrikste van die 3. Hy was die grootste gewees, want hy het Jesus verteenwoordig. Onthou as ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 45 tot 47, dan staan daar, en die skrif sê vir ons, die eerste mens Adam het 'n lewende fisiese persoon geword, maar die laaste Adam, dit is Christus, het 'n lewendmakende geestelike persoon geword. Die natuurlike fisiese liggaam het eers gekom en daarna die geestelike een. Adam, die eerste mens, was uit die stof van die aarde gemaak, terwyl Christus, die tweede mens, van die hemel kom. Jesus kom as die tweede Adam. Hy kom as die een wat verlossing bring. Hy is die een wat ons in die beloofde land inlei. Hy is die een wat vir ons hoop en visie gee. En daarom was dit so belangrik dat die eerste ding wat hulle uitgebring het,
dan nou die drosdruiwe was. Maar daar was ook 'n granaat en 'n vy. En nou wonder ek of julle kan dink, hoekom was die granaat en die vy so belangrik? Ons gaan môre daaroor praat, van vandag is ons tyd nou op, maar kom ons bid net saam. Hemelse Here, baie baie dankie dat ons vandag kan uitreik na U toe en besef dat U voor ons uittrek in die beloofde land in en dat U vir ons wil hoop gee, hoop om te kom waar U wil hê ons moet wees. Daarom bid ons Here dat U wil in ons lewe tot volmaaktheid sal kom, dat ons dit sal doen wat U wil hê ons moet doen. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.